Goeiemôre aan elkeen, baie welkom by hierdie geleentheid. Ons is by mekaar in liefdevolle herinnering aan Gert Hendrik Prinsloo Swanepoel, gebore die 22ste Mei 1939, oorlede 17 Junie 2025. In my gebed is dat die Here vir julle elkeen sal vashou, dat hy vir julle sal troos en dat hy self vir julle as familie en vriende van hom Gert naby sal wees. Kom ons raak stil voor die Here terwyl ons ook nou hier is. Here, net by U vind ons rus. Van U kom ons verlossing. Net U is ons rots, ons verlossing, ons toevlugsoord. Daarom, Here, sal ons beslis nie wankel nie. Amen. Die Here groet elkeen, genade, barmhartigheid, vrede. Kom van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons sing van God se genade in ons lewe, daai ou bekende genade, onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Kom ons staan en dan sing ons dit hartlik saam. Ons skriflesing vanoggend vir die geleentheid kom uit Jesaja hoofstuk 12. Jesaja hoofstuk 12. Voor ons dit gaan saam lees, kom ons bid saam. Hemelse Here, dankie dat ons, wanneer ons ook hier saam is, wanneer ons afskeid neem op hierdie wyse ook van hom Gert, dat ons kan weet, Here, U los ons nie. Dat U altyd by ons is, dat U U woord vir ons gegee het om ook daaruit troos te mag vind. En dis ons gebed ook vandag hier, Here, wanneer ons ook met 'n klomp emosies in ons harte is. Hartseer aan die een kant, verlies wat ons beleef, maar ook 'n stuk dankbaarheid, dat ons hom Gert kon ken. Dankie Here dat ons ook kan bid en vra, help ons ook vanmôre hier. Breek U self vir ons die woord oop, wil U deur U Gees en deur U woord vanoggend ook ons bemoedig, ons troos, ons inspireer. Dankie vir U woord, wat deur al die eeue heen vir kinders van U soveel bemoediging bring, waarin ons U self kan ontdek, Here. U liefde, U genade ook vir ons. U verlossingsdade. Seën ons daarom ook vanmôre hier saam rondom U woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jesaja 12, 'n gedeelte waaruit ek nog nooit gepreek het of enige Bybelstudie gedoen het nie.
maar eintlik 'n besondere gedeelte, as 'n mens dit nou sou lees ook en binne die konteks van Jesaja. Kom ons luister daarna. Jy sal op daardie dag sê, ek dank U, Here, ja, U was toornig op my, maar U toorn het bedaar. Die 83 vertaling sê, U was kwaad vir my, maar nou is U nie meer kwaad nie. U troos my. Kyk, God is my verlossing, ek vertrou en is nie ontsteld nie. Ja, die Here is my toevlug en my sterkte. Hy het my tot hulp gekom. Julle sal met vreugde water skep uit die fonteine van verlossing. Julle sal op daardie dag sê, prys die Here, roep sy naam uit. Maak onder die volke sy dade bekend, verkondig dat sy naam verhewe is. Besing die Here, want verhewe dinge het hy gedoen. Dit moet bekend word oor die hele aarde. Roep uit en jubel inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Die rede hoekom ons vanoggend uit hierdie gedeelte uit saam lees is, toe ons nou oom Gert se Bybel vat, toe was Jesaja 12 baie helder en duidelik gemerk in die Bybel. Die hele hoofstuk is net 6 verse onderstreep en so dis duidelike gedeelte waaraan oom Gert besondere betekenis geheg het. Oor presies nou wat hierdie betekenis vir hom persoonlik was, kan ons nou maar net vandag spekuleer. Maar ons weet dat die dood van 2 van oom Gert se vroue vir hom swaar getref het. En hy het moeilik daarvan herstel. Dit was duidelik dat hy geweldige worsteling gehad het met die Here. Juist daaroor. Hy het die Here se hand swaar op hom gevoel, druk. Asof die Here in die woorde van hierdie teksgedeelte, asof die Here vir hom kwaad is. Asof die Here vir hom toornig is teenoor hom. En ek sal nooit vergeet ook nie met my laaste besoek, was dinge so 'n bietjie anders. Hy was alleen en hy was eensaam, ja, maar tog het hy getuig van God se teenwoordigheid, God se sorg wat hy beleef in sy lewe. En ek het tog die gevoel gekry dat hierdie worsteling wat hom Gert gehad het vir 'n hele tyd met die Here, dat dit op 'n manier nie meer daar was nie. Ek het iets beleef van dat hom Gert vashou aan God. Dat hy vertrou in God. Dat hy elke dag leef in afhanklikheid uit genade. Miskien was dit dalk juis Jesaja 12 wat vir hom hierdie verandering in sy lewe gebring het en in sy gemoed. Wie weet? In my nadenke oor die gedeelte en dan ook met oom Gert in gedagte het die woorde van Moeder Teresa by my opgekom, waar Moeder Teresa op 'n stadium gesê het dat 'n mens nie werklik sal weet dat Jesus al is wat jy nodig het voordat hy nie al is wat jy het nie. Iets daarvan, dink ek, het oom Gert ontdek en beleef. Hoe dit ook al sê, Jesaja 12 is 'n baie besondere gedeelte. Juis vir ons vanoggend hier, by hierdie geleentheid. Maar elke dag van ons lewe kan ons leef vanuit Jesaja 12 en dit wat ons daar hoor. Dis 'n loflied. 'n Uitbundige loflied van hoop, van dankbaarheid teenoor God. Dis 'n getuienis van God se verlossing. Net 6 kort verse. Maar as jy reg met hom begin besig raak, dan kom jy agter, elke een van hierdie verse is as ware 'n fontein van hoop,
selfs te midde van die donkerste oomblikke van 'n mens se lewe. En dan veral ook in die tyd van Jesaja, toe dit geskryf is. Hierdie gedeelte, as ons nou gaan kyk, en dit vorm deel van, of dit vorm die afsluiting van die heel eerste gedeelte in die boek Jesaja. Die eerste 12 hoofstukke. Ja, die eerste 12 hoofstukke fokus geweldig sterk op profesieë wat praat oor die oordeel en oor die straf van God teenoor sy volk en teenoor hulle ongehoorsaamheid en hulle sonde. Die hand van God rus swaar op Juda as ons hierdie teks lees. Dit was in die tyd toe die Assiriërs as wêreldryk opgestaan het, wat 'n geweldige bedreiging vir Juda aangehou het en vir Israel. En dis in hierdie tyd wat hulle dan hierdie geweldige loflied deur Jesaja vir sy volk gee. Maar tog, elke keer soos by al die ander profete, word naas hierdie oordeele wat God verkondig, word daar ook hoop verkondig. Hoop te midde van hierdie oordeel. Want, so sê die gedeelte, God sal sorg dat daar 'n oorblyfsel oorbly van sy volk. In hoofstuk 11, as 'n mens wat nou saam met hierdie gedeelte loop, dan hoor ons daai bekende gedeelte wat ons elke keer in meeste van die tyd aan die einde van die jaar, wanneer dit amper Kersfees is, dan hoor ons dit gereeld. Ons lees daar, 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom wees. Hy sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. In die tyd sal die Here 'n tweede keer sy hand uitsteek om die oorblyfsel van sy volk los te koop. En dan ons teksgedeelte begin met hierdie woorde. In daardie dae. Op daardie dag. Dit is nog 'n uitdrukking wat ons gereeld in Jesaja kry. Maar ook reg deur die Bybel, Ou Testament veral. Dit verwys na die dag van die Here. Die dag wanneer die Here sal kom om te oordeel. Die dag wanneer die Here sal kom om tot verantwoording te roep en af te reken. Maar dan in hierdie gedeelte, en veral dan ook vir kinders van die Here, sal dit 'n dag van uitkoms wees. 'n Dag van verlossing. Al het die dag nog nie vir hulle aangebreek as ons lees in Jesaja 12 nie, dan al het die oordeel eintlik nog voor, die bedreiging van Assirië wat nog gaan kom, die vernietiging van Jerusalem, die wegvoering en ballingskap, al daai goed lê nog voor. Maar nog steeds juig Jesaja 12. Uitbundig, loof God met 'n geweldige dankbaarheid oor die wonderlike dinge wat hy sal doen vir sy volk, wanneer hy sy koninkryk vestig. En ons moet nie hierdie radikale skuif, hierdie radikale verandering in gemoed en perspektief in Jesaja 12 mis nie. Dit is so geweldig belangrik. Die hoofstuk is in so mooi struktuur opgebou. Hy begin met die digter of die volk wat beleef, God is kwaad. Kyk terug na 'n tyd waar die Here, hulle beleef het die Here se hand swaar op hulle rus. God is vir hulle kwaad oor hulle ongehoorsaamheid en oor hulle sonde. Maar dan in hierdie tweede helfte van die hoofstuk hoor ons iets van hierdie uitbars in lof, 'n wonderlike verwagting, vreugde, dankbaarheid teenoor die Here. En tussen die twee gedeeltes, tussen hierdie twee uiterstes van God se toorn beleef en met dankbaarheid teenoor God jubel en juig, kry ons die gelowige van vers 2 en 3 wat sy vertroue volledig in God stel en sy verlossing beleef.
Ons hoor dit. U was toornig, maar u toorn het bedaar. U troos my. Dink vir 'n oombliekie hieroor. Dis nogal 'n wonderlike gedagte. Die God wat oordeel en straf, is terselfdertyd die God wat verlos en troos. Die God wat oordeel en straf is terselfdertyd 'n toevlug, 'n hulp. En as ons mooi gaan kyk en ons lees, dan is die ballingskap en die oordeel en die straf wat op God se volk kom, dan is dit eintlik die bedoeling daarmee is dat sy volk sal terugkom na hom toe. Amper soos 'n ouer wat sy of haar kind straf. En terwyl jy straf ook vashou en troos. Iets hiervan hoor ons in Jesaja 12. En met hierdie besondere struktuur wat ons dan nou hoor van, wil Jesaja die volk help om en vir hulle wys hoe hulle in moeilike situasies van hulle verlede, maar ook van hulle hede, hoe hulle dit kan omkeer, 'n ander perspektief daarop kry. Maar dit help ook vir ons. Juda is nie in staat om Assirië te verslaan nie. Hulle het ook niks op die oomblik om oor te roem teenoor die ander nasies van die aarde nie. God alleen is die een wat die een nasie laat val en die ander nasie red. En om hom te dien, om hom te ken, om hom te vertrou, dit maak die verskil. Dis die verskil ook in Jesaja 12 gedeelte. Dit maak al die verskil in die hele wêreld. In 'n mens se lewe. Dit bring verandering in ons lewens uitkyk en in ons houding. Maar dit is nie sommer net blinde geloof nie, hierdie vertroue nie. Soos wat baie mense soms dink oor die geloof nie. Dis vertroue in 'n nuwe uitkyk wat gebaseer is op God se persoonlike verlossingsdade. In die lewe van sy volk, maar ook in die lewe van elke gelowige. So byvoorbeeld sy verlossing uit Egipte, wat 'n sterk fokus is in hierdie gedeelte. Dis 'n geloofsvertroue met 'n vaste grond waarop ons staan. Dis gegrond in wie God is en wat God doen. Dis opvallend dat wanneer ons hier gedeelte lees dat dit eintlik nie die verlossing is wat God bring nie. Dis nie hierdie spesifieke uitkoms en wat God spesifiek vir hierdie gelowige beteken waaroor daar so uitbundig gesing en gejuig word nie. Dit word maar in enkele 2 woorde beskryf as groot dinge wat die Here gedoen het. Hierdie gelowige is uiters bewus daarvan. Hy weet en hy verstaan dat God se sorg en God se verlossing geheel en al onverdiend is. En hy kan maar net leef uit afhanklikheid van God se genade. As mens verdien ons eintlik God se toorn oor die sonde. Maar vir hulle wat na God toe draai met berou, hulle vind sy vergifnis, sy genade, sy liefde. En daarom hierdie ongelooflike loflied. Dank, eer. Kom ons trek die teks so 'n bietjie nader aan onsself vanoggend hier. Vir ons wat dan ook terugkyk, dan hoor ons, ja, hulle wat nou terugkyk in daardie dag, is 'n dag wat vir hulle ver in die toekoms lê. Maar u en ek, ons kan terugkyk op daardie dag, waarna die teks verwys. Daardie dag toe God helderder as ooit vir ons kom wys het, hoe voel hy oor mense? Daardie dag toe hy self mens geword het,
Nie om te kom oordeel nie, maar om te kom red. Daardie dag toe hy die koninkryk van God naby gekom het, toe hy aan 'n kruis gehang het op Golgotha, en vir u en vir my die prys betaal het. Daar in die kruis kon ons die toorn van God sien, ja, oor die sonde. Maar nou kan ons weet, God is nie meer kwaad nie. Daar was 'n dag, toe hy uit die doodheid opgestaan het, en toe hy die dood oorwin het. Vir elkeen van ons oorwin het. Ons weet, dat daardie dag ook vir oom Gert van groot betekenis was. Dat hy ook in geloof vasgehou het aan dit wat God in Christus daar vir hom gedoen het. Soos ook vir elkeen van ons. Maar dan leer die woord ons ook van 'n ander dag. 'n Dag aan die einde van tyd. 'n Dag wanneer Christus weer in die heerlikheid gaan kom. Wanneer hy finaal die bose sal oorwin en vernietig. 'n Dag waarop hy alles nuut sal maak. 'n Nuwe aarde, 'n nuwe hemel. Wanneer daar nie meer siekte gaan wees nie, nie meer dood nie, nie meer hartseer nie, nie meer pyn nie, nie meer trane nie. En omdat ons weet van daardie dag, daarom kan ons met hoop en vertroue leef. Want daar kan nie meer langer enige twyfel by ons wees oor wat God kan en sal doen nie. Ook weer vir ons sal doen nie, en gaan doen nie. Hierdie digter van vanoggend se teksgedeelte, hy getuig van 'n persoonlike belewenis van God se verlossing, van God se verlossende karakter, wat hom tot by die punt gebring het, om 'n besluit te neem om God volkome te vertrou met sy hele lewe. En is juist vanuit hierdie besluit wat hy geneem het, dat hy die toekoms tegemoet kan gaan. Dat hy die toekoms in die oë kan kyk, afhanklik van God. Eerder as uit vrees vir dit wat dalk nog mag kom. En dan nooi die digter ons uit, dat u en ek dieselfde sal doen. Dat ook ons vertroue alleen op God sal stel. En ek het tog gedink aan die woorde van die disippels in Johannes, as Jesus vir hulle op 'n stadium vra, as daar 'n klomp mense weggaan en hom verlaat, dan vra Jesus vir hulle, of hulle nie ook maar wil gaan nie. En dan antwoord Petrus, en hy sê, Here, waartoe sal ons gaan? U het die woorde wat lewe bring. Mag elkeen van u vanoggend, mag julle God se liefdevolle teenwoordigheid ook in julle lewe beleef. Mag elkeen van julle God se troos beleef, sy verlossing, soos hierdie gelowige in Jesaja 12. Mag julle beleef dat God ook vir julle in die storms van julle lewe 'n toevlug is, 'n bron van krag. En mag ook julle met vertroue julle lewe volkome in God se hand gee. Met hierdie wete, soos wat hierdie gedeelte afsluit, die Heilige van Israel is groot en in ons midde, by ons. Hemelse Here, baie dankie. Dankie vir 'n woord soveel eeue oud al, maar dat ons ook vanmôre troos daarin mag vind. Dat ons ook, Here, dat ons ook kan help om met die moeilikhede waarvan ons in hierdie lewe mee gekonfronteer word, om ook met 'n ander oog daarna te kyk. Want ons weet van 'n dag 2000 jaar gelede, waar u verlossing vir ons bewerk het. Maar ons weet ook van 'n dag wat kom, waarin u heerlikheid weer sal terugkom. Dankie dat ons kan weet, dat elke kind van u, wat in die geloof sterwe, reeds nou al deel in die heerlikheid daarvan.
Wil U vir ons wat nog hier is, wil U vir ons help, wil U vir ons deur die Gees ook inspireer, dat ons oë altyd op U gehou sal word, Ja, te midde van soms moeilike omstandighede, dat ons by U 'n toevlug mag vind. Ek bid vir elkeen van die familie en vriende van hom Gert en vra dat U ook vir hulle in die arm sal toevou, ook hier vandaan verder. Bewus maak van U teenwoordigheid in hulle lewe, ook U liefde en genade vir hulle. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan, kom ons staan, dan gaan ons lied 464 saam sing, O Heer my God. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer U sorg, vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek gaan net die familiebrief aan U voorhou. God stel nooit teleur nie, geen droefheid is daar ooit weer nie, geen harte met smart gebreek, geen traan op weemoedige snaar. Daarom het God ons Vader besluit om Gert Swanepoel te neem, dat daar waar geen pyn en smart ooit weer sal wees nie. Ons aanvaar sy heengaan, dit was U wil, o Heer, sy nagedagtenis sal voortleef in ons harte. Ek gaan geleentheid gee, Johan, jy gaan 'n huldeblyk bring. Is jy reg? Johan, jy kom maar sommer neer, kom maar, laat ons maar die mikrofoon net, want dit vang op, en deur gaan na die, skus dat jy nou, dit vang op, dit gaan net beter opneem ook vir die thuis. Hy behoort aan te wees, hoor. So, kan jy nou my hoor? Skus, ek wil nie, ek het lanklaas op 'n mikrofoon gepraat. Ek het hom Gert baie jare geken, selfs toe ek nog op skool was hierso. Hy was 'n goeie rugby speler. Ek dink net aan Danny Klaasen en hy het saam gespeel, veral vir daai jare baie goeie rugby span gehad. So Gert was baie lief vir rugby self en hy het baie graag rugby gekyk. Hy was 'n man wat baie lief was vir sy vrouens. Eerste een baie lief voor, tweede net so lief voor, en hy kon nie genoeg vir hulle doen nie. Hy het uit sy pad uitgegaan om hulle te help. Hy het selfs ander mense ook gehelp. Baie moet op sy laaste was daar nog mense wat hy gehelp het. So ek wil nie baie uitbrei daarop nie, maar hy het baie gedoen. Ons het selfs
3 weke terug nog van al die organisasies wat hy gehelp het, begin afval van sy rekening af, want dit het hom baie geld gekos, so ons het bietjie daar geskraap, maar hy was 'n baie goeie man, 'n man wat stil was, wat nie baie vriende gehad het, maar hy het vriende gehad, en vriende wat hy gehad het, was ware vriende. Sy familie was hy ook lief voor, dit is nie, hulle was net ver van af almal, maar hy was baie lief vir almal. En ek wil maar net sê, ek sal hom altyd onthou, as 'n waardige man, baie intelligent, en sy kollegas om Ati daar agter, sal ook baie vir ons meer kan vertel as ek van hom af. Hulle het baie jare saamgewerk. So, hy was 'n waardige man. Dankie julle. Dankie Johan. Mina, ek het gehoor, jy gaan ook iets sê. Waar is Mina? Ek weet nie wat Mina se van is nie. Môre, almal bid in Jesus. En die familie ook. Ek is baie seer met was. 94. Toe werk ek daar. Tot nu. Ek is baie seer. Ek kan nie eers praat. Die baas was lief vir my en die missies ook voorlaat sy gesterf het. Was baie lief vir my. Totdat die missies gesterf het. Die baas ook. As hy my gesoek het, het my gebel. Ek het nie elke dag gegaan. Ek het net 2-3 weke oors geslaan, dan gaan ek by die ouers en gaan ek skoonmaak. Ek kan nie praat. Ek is hartseer. Baie dankie. Dankie Mina. Durant gaan vir ons die bedankings hanteer. Namens Gert se suster en familie wil ons graag die volgende persone bedank. Eerstens wil ons die Here vandag opreg dank vir die 86 jaar wat hy vir ons Gert geleen het en gegee is om ons met liefde en hartseer terug in die hande van een wat hom eerst aan ons toevertrou het. Wat vir ons uitstaan is Gert se opregte liefde vir die Here. Hy het nie net geglo nie, hy het volgens daardie geloof geleef. Sy Bybel was altyd naby en gebed was deel van sy daaglikse lewe. Dit was daardie verhouding met God wat hom deur baie storms gedra het. En ons weet vandag, Gert is by die Here wat hy so lief gehad het. Ons wil 'n spesiale woord van dank rig aan Nadine Bester, wat die eerste was om uit te vind van Gert se afsterwe. Ons weet, dit was nie maklik vir jou nie en ons waardeer jou kalmte, jou optrede en jou medemenslikheid in daardie oomblik van onsekerheid. Dankie dat jy daar was. Jy het 'n groot verskil gemaak op 'n baie moeilike tyd. Die laaste jaar en 5 maande was nie altyd maklik nie, maar jy was daar, altyd getrou en loyaal en sonder om te kla. Jy het nooit geskroom om in jou kar te klim wanneer Melissa jou gebel het nie. Jy het Gert se pad ligter gemaak in sy laaste tyd op aarde en dit is iets wat ons as familie nooit sal vergeet nie. Baie dankie. We would like to extend our heartfelt appreciation to Moses Moloka, Gert's neighbor, for your unwavering support, kindness and presence throughout the years. Your steady care, friendship and willingness to help, whether in big ways or small, made a real difference in his life. He always spoke so highly of you. You were more than a neighbor, you were a companion and a comfort, and we as a family will always be grateful for that. Baie dankie aan Frankfurt Ambulansdienste en die polisie vir julle vinnige optrede, ons waardeer dit opreg.
'n Spesiale woord van dank aan Dr. Esterhuizen vir dokter se jarelange sorg en bystand aan Gert. Ons waardeer die toewyding, geduld en omgee. Ons wil 'n spesiale woord van dank rig aan die ongelooflike span van Wetson begrafnisdienste. Julle professionele diens, omgee en ondersteuning het ons in 'n baie moeilike tyd gedra. Magie de Wet, baie dankie vir die pragtige ontwerp van die begrafnisboekie en boekmerkie. Jy het met soveel sorg en liefde daaraan gewerk. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie aan Carla Snyman en Heinrich Coetzee vir julle ondersteuning en bystand in 'n baie sensitiewe oomblik. Dankie dat julle met soveel respek en waardigheid gehelp het om Gert se liggaam te gaan haal en na Wetsons toe te neem. Ons wil graag 'n besondere woord van dank rig aan Carla wat ons met soveel geduld, deernis en professionaliteit bygestaan het met al die reëlings. Dankie dat jy ons so mooi met alles gehelp het rondom die reëlings. Jy het alles glad laat verloop en altyd met begrip, kalmte en 'n oop hart opgetree. Jy het regtig 'n verskil gemaak vir ons, julle familie en ons waardeer dit opreg. Ons wil graag vir Dominee Jackson bedank vir die mooi troostdiens wat Dominee waargeneem het. Dominee se woorde het ons bemoedig. Dankie dat jy die Here se liefde en troos op so 'n besondere manier aan ons en Gert oorgedra het. Baie dankie aan die koster Arno de Tooy vir al die hulp en reëlings vir vandag se diens. Ons wil graag 'n spesiale woord van dank rig aan Anita Oberholzer van die kerkkantoor vir al haar hulp met die reëlings rondom Gert se begrafnis. Dankie vir al jou geduld en jou reëlingsvernuf. Baie dankie ook vir die opname van die diens. Dit beteken baie vir die wat nie teenwoordig kon wees nie. 'n Baie spesiale woord van dank aan Lorenza Strydom en die dames van Wijk 13 vir die voorbereiding en bediening van die verversings na die diens. Dankie vir julle tyd, moeite en warm harte. Dit beteken baie vir ons. Ons wil graag 'n opregte dank uitspreek aan die personeel van Veritas Makelaar, Johan en Marinda Janse van Rensburg, Kim Nel en Marieke Brits, wat Gert met sy sake bygestaan het en alles met professionaliteit, sorg en respek hanteer het. Dankie vir die ondersteuning wat julle aan hom gebied het en vir die manier waarop julle sy belange behartig het. Nie net as kliënt nie, maar as mens. Julle het hom gehelp en bygestaan op maniere waarvoor hy altyd dankbaar was. Baie dankie. Oom Johan van Rensburg, ons wil met groot dankbaarheid erkenning gee aan jou wat deur in tyd vir Gert bygestaan het en altyd gereed was om te help. Sonder om ooit te kla, jou liefde en toewyding het sy lewe verryk en verlig en ons as familie is diep dankbaar vir alles wat oom vir hom beteken het. Oom het 'n verskil gemaak wat woorde moeilik kan beskryf. Oom het nie net sy lewe makliker gemaak nie, maar ook sy hart warm gehou. Dankie vir die onbaatsigtige diens en die opregte omgee. Ons sal dit nooit vergeet nie, baie dankie. 'n Spesiale woord van dank aan Jan de Tooy vir jou onbaatsigtige bereidwilligheid oor al die jare. Ons kan altyd op jou knoppie druk, selfs tot laat in die aand, en jy het altyd gereageer met 'n oop hart en helpende hand. Tot en met sy laaste dae was jy altyd daar om te help, te ondersteun en dinge makliker te maak. Baie, baie dankie. Ons wil graag ook vir Mina bedank wat deur al die jare trou in Gert se huis gewerk het. Baie dankie vir al jou jare se diens en omgee. Jy het vir hom omgegee, jy het gesorg en was vir baie, baie jare deel van sy huis. Ons waardeer jou opreg en sal jou bydrae nooit vergeet nie. Baie dankie aan elkeen wat die troostdiens bygewoon het. Baie dankie vir julle teenwoordigheid, liefde en ondersteuning. Aan die wat ver moes reis om hier te wees, baie dankie. Julle almal se teenwoordigheid is vir ons 'n groot troos. Indien ons per ongeluk iemand uitgelaat het, vra ons opreg om verskoning. Elke persoon wat op enige manier betrokke was deur al die jare, wil ons opreg dankie sê voor. En ons is dankbaar vir elkeen, baie dankie. Baie dankie Durant. Goed, julle, ons gaan geleentheid gee dat ons gaan nou die kerkgebou verlaat, dan gaan ons hier by die lijkspaal by mekaar kom, waar ons dan 'n laaste afskeid gaan hê. Kom ons staan en dan gaan ons gee ons kans vir die familie om uit te gaan. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I
net maar nader staan asseblief. By hierdie oomblik van afskeid is ons diep bewus van ons hartseer en verlies. Ons geloof in die opgestane Here vul ons egter met vrede en hoop. En net so seker as wat hierdie afskeid finaal is, so seker is ons dat die Here ons red van die graf en met liefde en ontferming kroon, soos Psalm 103 sê. En dat Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by hom sal wees. Vandag eer ons die Here vir oom Gert se geloof en vir die bevestiging uit die woord van die Here dat die wat glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Ons glo daarom nie dat ons oom Gert oorgee aan die dood nie, maar dat hy nou ten volle deel in die ewige lewe. Ek gaan geleentheid gee vir die van u wat wil eer betoon dan, en daarna gaan ek met 'n gebed sluit en ons gaan as die terwylleidskap leidswaar wegry, gaan ek vir ons met die geloofsbelijdenis voorgaan. Dames en here, ek vra vir die naaste familie om eers vir ons vorentoe te kom. Die res van die vriende en familie kan ook nader staan, maar laaste woord is 'n soort eerbetoning. Is die altyd daar op daar? Is daar nog iemand? Ken nog iemand anders staan? Gaan we allemaal weer? Ons maak die oor toe en dan bid ons saam. Sê ons die Here baie dankie dat wanneer ons ook vandag hier weggaan, dat ons ook die belofte in die woord het dat U met ons saam gaan.
Daarom bid ons dat die genade van ons Here Jesus Christus, dat die liefde van God ons Vader, dat die gemeenskap van God die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly. Amen. Wie kan saam met my in die harte ook die volgende geloofsbelijdenis bely? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.